Goeiemôre, dit is woensdagoggend 26 Maart 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En eerstens vanoggend wil ek ietsie met julle deel en vir julle almal sê baie dankie vir julle ondersteuning. En dit is die feit dat ons gister oorgeslaan het na 37,000 intekenare. 37,000, ek het nie gedink ons gaan daarby uitkom nie, veral toe ons aan die begin gesukkel het om by die eerste 100 inskrywings te kom. En nou staan ons al op 37. So aan almal van julle se ondersteuning en wat ingeteken is, sê ek baie dankie. Dis waarvoor die subscribe, die like en die share daar is. En om op Afrikaanse kanaal soveel te hê, dink ek is relatief goed. En ek kan net dankie sê vir elkeen van julle. Dan wil ek julle gou vinnig deur ons toerprogram vat. Ons vertrek donderdagoggend hier vanuit Appington. En dan is ons donderdag aand, is ons daar van 1800 af by die Kersiefeesgeronde in die Gooiloosie. Daar is 'n kontaknommer wat julle kan kontak as julle dan daarna wil kyk of wil kom bywoon. Ek nooi almal uit, as jy in die omgewing is, kom gerus daarheen. Dan die volgende besoek is dan die Saterdag, dis 'n dagfunksie in Newcastle. En daar by die Gereformeerde Kerk, 8:30 vir 9:00. En ons gaan lekker saam kuier daarso. En dan van daar af beweeg ons dan af na Richards Bay toe. Daar gaan ons dan op die 31ste, en ek dink dis maandag aand, die 31ste, is ons by die AGS Kerk sonder mure. En weer eens almal baie welkom om te kom saamgesels en te luister. En van daar af beweeg ons dan suidwaarts, sodat ons Margate besoek op die 4de April, dit is die Vrydag aand, daar by die Margate Flying Club, 1800 vir 18:30, en dan sluit ons reis af deur Natal die Saterdagoggend in Durban, en dis natuurlik nou Pinetown se kant toe om meer spesifiek te wees. Dit is die New Germany Sports Club, waar ons dan 10:30 vir 1100 by mekaar gaan kom. So, almal baie welkom om te kom luister en saam te gesels en al jou kwelvrae te stel en eerstehands te luister op ons noodplan en waarheen dit alles uiteindelik moet lei. Nou baie mense het al vir my gesê, maar die oorgrote hoeveelheid van julle is aan die ou kant, so vanoggend wil ek so met 'n tong in die kies 'n aanbiedingkie maak oor die ou manne. Maar SBB is 'n goeie mengsel van oud en jonk, en ons kan sekerlik sê dat so ongeveer 40% van ons lede is tans so tussen 20 en 35 jaar oud. So dis 'n redelike klompie, maar saam het ons tog 'n wenplan in die hand. Ek nooi julle om saam te kyk na hierdie spesifieke video en luister mooi wat word daar gesê. We were born in the 50s and 60s. We spent our childhood in the 60s and 70s. We studied in the 70s and 80s. We dated and partied in the 70s, 80s and 90s. We got married and explored the world in the 70s, 80s and 90s. We took risks in the 80s and 90s. We stabilized our lives in the 2000s. We became wiser after 2010. And now we're probably walking through the years after 2020. It seems we've lived through several different decades, 2 different centuries, 2 different millennia. We went from operator-connected telephones to video calls with anywhere in the world, from slide projectors to YouTube, from vinyl records to online music, from handwritten letters to emails and WhatsApp,
From live radio broadcasts to black and white TV, color TV, and now 3D HD TV. We went to video rental stores, and now we watch Netflix. We witnessed the first computers, punch cards, floppy disks, and now we carry gigabytes and megabytes in our smartphones. As kids, we wore shorts, then bell-bottoms, Oxford pants, bomber jackets, and finally jeans. We avoided polio, meningitis, swine flu, tuberculosis, and now COVID-19. We rode roller skates, tricycles, bicycles, mopeds, petrol or diesel cars, and now we drive hybrids and electric vehicles. Yes, we've been through a lot, but what a life it's been. You could call us specimens, people born in an analog world who grew up in the digital era. We've truly experienced a lot. We're witnesses to everything. Our generation has literally adapted to change. A big round of applause for this entire generation of exceptional people. It will be one of a kind. Ja, en daarmee, weer eens, kyk wat se agtergrond en ervaring het ons in ons lewens nie deurgemaak nie, en wat alles vir ons natuurlik punte tel op die ou einde van die dag, en wat vir ons nogal redelik kennis gee. Nou, 'n goeie vermengsel van hierdie kennis, en dan die jeug aan die een kant met hulle innovasie, planmakery, en wat die geesdrif onder ons jong mense, natuurlik uit die aard van die saak, kan ons 'n baie gedigte kombinasie maak. En dan is daar nog iets waarmee ek nogal saamstem. Dan sê hulle, old men are 10 times more dangerous because they can't run, so they stand and fight to the death and then go and have a cup of coffee. So waar is dit wanneer dit by die ouer manne kom. Dan 'n laaste gedagte, stay humble, stay original en stay real. Nou mense, ek is hier besig om ook by nuwe stelsels uit te toets. Daar agter my sal julle sien van die items wat hier in die muur agter my opgesit moet word. Ons het nou 'n nuwe stereo, so ek kan nou redelik baie lewendige en interaktiewe beeldmateriaal insleep. Ek kan verduidelikings doen en mooi met pyltjie wys wat gaan vir wat, en ek is diep dankbaar daaroor. So daar is so 'n paar hakplekke gewees in vandag se video, en hopelik sal ons dit sommer vinnig baas raak om hierdie probleempies op te los. Nou, ons aan die ouer kant se manne wat sien wat in die wêreld gebeur, dit is so belangrik dat ons besef dat ons is besig om ingesleep te word in 'n situasie wat ek en jy al jare terug onderneem het om nooit weer in te wees nie. En dit is die hele gedagte van om in 'n oorlog betrokke te raak in 'n poging om ons mense, onsself te kan beskerm. As ons kyk huidiglik met die retoriek van die regeringskant af, van Pinocchio, en dan loslip Mandela se uitlatings wat hy sing. Ek gaan nou nie vandag vir julle hulle video's wys nie, ek gaan dit op 'n later stadium doen. Dan kan julle sien hoe hulle hierdie hele grondonteieningsproses druk en druk en druk. En al hierdie druk gaan die punt bereik waar daar nie verder teruggestaan kan word nie, en waar geweld absoluut in Suid-Afrika gaan uitbreek. Ek sê nie meer kan nie, dit gaan gebeur. Suid-Afrika se stelsels gaan ineenstort. Ons sien die finansiële probleme, ons sien 'n verskeidenheid van ander dinge wat dreig om ons land tot 'n einde te bring soos wat ons dit ken. En omdat ons dit verwag, omdat ons weet waarop dit afstuur, daarom is dit ook vir ons baie maklik en eenvoudig om 'n behoorlike beplanning te doen oor wat staan ons te doen, hoe moet ons dit doen, waar moet ons doen,
wat moet ons doen, wanneer en wat gebeur daarna. En dis die belangrike punte waaroor ons baie gereeld by mekaar kom en oor praat, om te sorg dat ons plan bly werkbaar, dit bly relevant en dit bly uitvoerbaar. Dit vra vir broodnodige aanpassings van tyd tot tyd om te sorg dat ons bly in beheer van 'n potensiële scenario wat mag uitspeel. En daar's baie verskillende opsies wat kan daartoe lei dat die vuur aangesteek word. 'n Sneller aksie. En dis waarna ons kyk. Dis waarop ons fokus. En hoe moet ons as lede dan reageer? En dis een van die redes waarom ek Natal gaan besoek, dat ek daardie mense, ek was nou redelik lanklaas daar, dat 'n mens vir hulle ook 'n bietjie net op hoogte kan bring in 'n persoonlike aangesig tot aangesig situasie, dat hulle daarom kan sien, ons is nog daar en ons doen nog ons werk. Die punt waarby ek wil uitkom is, nie een van ons sal ooit werklik weer in 'n oorlog betrokke wil wees nie, of enige vorm daarvan wil wees nie, vorms van geweld wil wees nie. Maar as hulle dit vir ons bring, dan sal ons dit doen. As dit na ons toe gebring word, dan sal ons reageer en sal ons dit doen. Met sukses. Gegeewe teen dit wat ek nou vroeër vir julle gewys het, dat die ou manne met die baie kennis in die agtergrond is ook maar gevaarlike ouens, omdat ons nou nie meer kan hardloop nie. Ons kan nie eintlik pad gee nie. So ons moet maar staan en ons moet die aksies doen. En daarna sal ons 'n koffietjie gaan drink. Maar dan moet ons eerlik, eerbaar, ons moet nederig wees, ons moet 'n behoefte hê om ons mense te dien, te onderskraag met hulp en advies en alles wat daarmee saamgaan. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag en onthou net, ek mag nog hier en daar 'n bietjie vashak in die programmakery, die uitsendings